Vriende, ons kuier vandag saam met die profeet Jeremia. Ons gaan eers 'n stuk saam lees uit Jeremia 28 en dan later so 'n bietjie verder in die boek. Maar Jeremia is 'n interessante profeet omdat hy ontsettend baie weerstand kry in die tyd waarin hy optree en die tyd waarin hy lewe. Soos wat ons weet is die Ou Testamentiese volk van God ook baie keer deur beproewings en moeilike tye en ook baie keer as gevolg van hulle eie dade en hulle eie foute. En een van hierdie tye is die Babyloniese ballingskap wat hulle vir 'n lang tyd uit hulle land uit laat wegtrek, in ballingskap laat leef onder 'n vreemde volk. En dis juist dan nou in hierdie tyd wat Jeremia ook optree en wat hy 'n perspektief van God vir die volk gee. Nou in Jeremia 28 lees ons eers van 'n ander profeet wat 'n sekere ding sê en dan later lees ons dat Jeremia so 'n bietjie reageer. So kom ons kyk wat leer ons vandag. Jeremia 28 vers 1 tot vers 9. In daardie tyd, in die 5de maand van die 4de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, dit was dus in die eerste deel van sy regering, het die profeet Hananja, seun van Assir uit Gibeon, vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Here gesê: So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Ek sal die juk wat die koning van Babel julle oplê, verbreek. Oor 2 jaar sal ek al die voorwerpe uit my tempel, wat koning Nebukadneser van Babel uit hierdie plek uit na Babel toe gevat het, hierheen laat terugbring. Ek sal ook vir koning Joachim van Juda, seun van Joachim, en al die ballinge van Juda wat deur Nebukadneser na Babel toe gevat is, na hierdie plek toe terugbring, sê die Here. Want ek sal die juk wat Babel se koning julle oplê, verbreek. Toe antwoord die profeet Jeremia, die profeet Hananja, in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk wat in die huis van die Here gestaan het. Die profeet Jeremia het gesê: Ek sou dit ook graag so wou hê. Mag die Here dit doen. Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het en die voorwerpe uit die huis van die Here en al die ballinge na hierdie plek toe terugbring uit Babel. Maar luister tog na wat ek nou gaan sê, sodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die ou dae voor jou en my het lankal vir baie lande en oor groot koninkryke, oorlog en rampe en peste aangekondig. Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur is, wanneer so 'n profeet se woord uitkom. Amen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Vriende, ons lees van hierdie toneel waar 2 profete elkeen hulle stem laat hoor. Maar voor ons kyk na wat elkeen van hulle sê, kom ons vra net eenvoudig die vraag: wat was die kriteria in die Ou Testament om as profeet op te tree? Want elke ou kon nie net opdaag en sê ek is nou 'n profeet en julle moet na my luister nie. Daar was sekere kriteria waaraan hulle moes voldoen. En 3 van die dinge waaraan hulle moes voldoen, is eerstens dat hulle woord moes uitkom, soos wat ons lees in vers 9. 'n Profeet word net aanvaar as 'n profeet net positiewe dinge sê, word net aanvaar as 'n profeet wat werklik deur die Here gestuur word as sy woord uitkom. Met ander woorde, as dit waar word. So dis die eerste ding. Dit wat gesê is, moes waar word. In die tweede plek moes profete heil en onheil voorspel of oorprofeteer. Met ander woorde, positiewe en negatiewe dinge. Met ander woorde, oordeel en hoop. En wat sien ons by Hananja? Hy sê net hoop. Hy profeteer net oor voorspoed, maar 'n ware profeet praat oor minder lekker dinge, maar ook oor die hoop wat in God lê. En in die derde plek moes die mense, die volk, in die profeet se leefstyl raak sien, dat hy regtig 'n pad saam met die Here stap, en dat God hom gestuur het. So, profesie in die Ou Testament, in die Bybel, was nie net toekomsvoorspelling nie. Ja, daar is sekere dele waar ons lees van toekomsvoorspelling, maar dis nie die kern van profesie nie. Profesie was om 'n waarheid van God in 'n spesifieke konteks en in 'n spesifieke tyd te kommunikeer.
Daarom word die profete ook die woordvoerders van God genoem. Want hulle besef iets is hier aan die gang en hulle ontvang die boodskap en hulle deel hierdie waarheid van God oor 'n spesifieke tyd in 'n spesifieke konteks. Bruggeman skryf mooi wanneer hy sê 'n profete was die mense wat die volk gehelp het om die werklikheid vanuit God se perspektief te sien. Hulle trek as dit ware die gordyn oop sodat mense kan sien wat God sien. In hierdie verhaal wat ons vandag gelees het, lees ons dan nou eerstens van die profeet Genanja wat sê binnekort is die ballingskap verby. Binnekort kom julle terug, saam met alles wat uit die tempel uit verdwyn het. Alles kom terug en ek sal die heersers van Babel straf en julle sal terugkom huis toe. Die geskiedenis wys vir ons dat die ballingskap baie langer was as hierdie klein rukkie wat Genanja geprofeteer het. En kom ons vra dan nou vir 'n oomblik die vraag, hoekom wil die mense vir Genanja glo? Hoekom wil ons sommer vir Genanja glo wanneer ons hierdie hoofstuk in die Bybel lees? Ek dink Genanja bring 'n vinnige oplossing vir 'n moeilike situasie. Ek dink Genanja vlug uit die spanning en ons hou nie van spanning nie, so ons veg of vlug mos baie keer. En hy sê nee, dit gaan vinnig verby wees. So hy vlug uit die spanning. En juist daarom kry Jeremia ook baie weerstand. Jeremia het in sy hele lewe weerstand gekry, maar ook hier is een van die redes waarom Jeremia weerstand kry, want hy profeteer 'n ander boodskap. Hy sê nie net lekker dinge nie, maar ook moeilike dinge. En vriende, kom ons dink vir 'n oomblik net aan die wêreld waarin ons vandag lewe. Hoeveel stemme is daar wat ons hoor? Hoeveel influencers beïnvloed ons? Hoeveel profete sê dinge van God, oor God, wat hulle by God gehoor het, wat definitief die waarheid is en wat definitief gaan gebeur. En dan op die ou einde weet hulle nie eintlik waarvan hulle praat nie. Ek dink ons moet bitter versigtig wees wanneer ons die woorde sê, so sê die Here. As ons kyk na die stemme van die dag, die influencers, en ons kyk na die kriteria van wat dit beteken om profeet te wees. In die eerste plek het ons gesê dat daai mense se woord moes uitkom, dat daai mense se woorde waar moes word. Hoeveel van die dinge waaroor profesie ontvang word op sosiale media of video's wat aangestuur word, hoeveel van dit word waar? In die tweede plek het ons gesê dat hulle heil en onheil, positief en negatief moes profeteer en moes sê. Hoeveel van die stemme wat ons vandag hoor sê net, hier is die positief, klim net op hierdie perd en dan gaan jy en dan is dit alles verby. In die derde plek moes hulle mos in hierdie mense se lewens raak sien dat hulle 'n lewe saam met God leef. Hoeveel van hierdie mense na wie se stem ons luister, ken ons? Weet ons wat in hulle lewens aangaan? Weet ons waarmee hulle self besig hou? En ek bedoel dit nie op 'n veroordelende manier nie. En ek sê nie dat 'n vreemdeling nie ook waarheid kan praat nie. Ek sê net dat ons bitter versigtig moet wees wanneer ons boodskappe aanstuur, wanneer ons dinge vir mekaar sê wat van die Here afkom. Ek dink die boodskap wat die Bybel in die Ou Testament en in die Nuwe Testament met die vroeë kerk vir ons wys, is dat geloofsgemeenskappe altyd as kleiner groepe saam gelewe het. Want saam kon hulle boodskappe ontvang, maar saam kon hulle dan nou besluit, is hierdie die waarheid, is hierdie nie die waarheid nie, en so het hulle saam met God en mekaar die pad gestap. Daarom glo ons in gemeente wees. Want wanneer ons oor 'n moeilike saak praat, of wanneer ons dalk iets sê wat mense ongemaklik maak, dan kan ons met mekaar in gesprek tree en sê, maar weet jy, hoekom sê jy so? Hoekom dink jy so? Ons kan mekaar hoor en op so 'n manier nader en nader aan die waarheid kom. Ons kan ook weet en sien wat in mekaar se lewens gebeur. En daarom is dit belangrik om nie net kerk op die TV te kyk nie. Om nie net sekere leiers te volg wat dalk groot sprekers is en wêreldwyd aandag kry nie. Dis ook belangrik en dis ook goed. Maar die plaaslike gemeente is ontsettend belangrik. Want daar ondersteun ons mekaar, daar hou ons mekaar accountable, maar daar stap ons die pad saam om seker te maak ons bly in die waarheid.
van God. Ons wil baie keer soos Genania die vinnige oplossing kies. Ons wil baie keer sê, maar doen net dit en dit en dit en dan gaan hierdie moeilike ding verby wees. Hier sien ons, spanning is deel van die lewe. Moeilike situasies is deel van die lewe. Daar's mense wat in ballingskap gebore is in daai tyd, wat nooit eers hulle eie land gesien het nie. Die lewe is moeilik. Life is tough. Maar wat dan? Wat sê Jeremia dan? As hy sê die ballingskap gaan so bietjie langer vat, wat is sy boodskap? Hoofstuk 29. Ek lees vir ons van vers 4 tot by vers 11. En baie keer as ons Jeremia 29 lees, dan spring ons dadelik na vers 11 toe, nê? Wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed nie, teenspoed nie, hoop, verwagting. En ons moet versigtig wees om nie ook daai vers te gebruik om te vlug vanuit moeilike situasies nie. Dis absoluut die waarheid, maar in konteks met wat ons nou gaan lees. Jeremia 29 van vers 4 af. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise. Lê tuine aan. Eet die opbrengs daarvan. Trou, bring kinders in die wêreld. Laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad, waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook jou belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree op sonder opdrag as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. En dan, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dis asof die Here sê, julle is nou daar en al wat julle nou kan doen is om te lewe. Lewe daar waar jy is. Bou huise, woon, lê tuine aan, eet die opbrengs daarvan, kry kinders, word meer, bid tot my, want hierdie plek se welstand is ook jou welstand. En as iemand kom met 'n quick fix, as iemand kom wat vir jou sê vinnig, soos Genania, moenie jou steur aan hulle nie. Leef dag vir dag waar jy is, saam met God. Hierdie teks sê vir ons die spanning gaan nie sommer net verdwyn nie. Hierdie teks sê vir ons beheer net wat jy vandag kan. En kom ek vra vir jou die vraag, wat kan jy vandag beheer? Ons kan min dinge beheer. Maar hoe ons in verhouding met die Here leef, dit kan ons beheer. Met ander woorde, bou huise, leef daarin, lê tuine aan. Vat hierdie lewe waar ons nou is, in hierdie gemeenskap waar ons nou is, en lewe. Probeer mekaar se lewens verander. Doen positiewe, mooi dinge. Bid tot die Here. Hy is daar. En dis asof hy sê, die voorspoed en die toekoms en die verwagting en die hoop, dis nou al 'n realiteit, want ek is by julle, al is julle in ballingskap. Vriende, ons beleef baie keer moeilike situasies in terme van ons land en ons wonder waarheen ons op pad is en ons het soveel keer die behoefte om te sê, maar Here, gryp net hier in. Dalk is die spanning vir ons goed. Dalk sê God ook vir ons, maar wees net daar waar jy is en beheer net wat jy kan. Want ek is daar. Ek weet wat ek vir julle beplan. Maar al wat jy kan doen is om nou te leef. Een van die mooiste gebede en gebedsreekse in die kerk en in die kerkgeskiedenis is die welcoming prayer. Nou mense sou baie daaroor kon sê, maar ek lees nou die dag die volgende sinne raak in die welcoming prayer se gids. Hulle skryf, although the human condition is characterized by a sense of separation from God, that is not the end of the story. Met ander woorde, ons wat ons lewens leef, ons voel baie keer dat ons geskei is van God, as gevolg van ons dade, as gevolg van belewennisse, dinge wat met ons gebeur. Maar hulle sê, that's not the end of the story. More than a state, the human condition is a journey through time. So, jy's nie net in 'n staat waar jy geskei is van God en dis die einde nie. Nee, dis 'n reis deur tyd
an evolutionary moment of movement through life. Met ander woorde, daar gebeur iets. Daar's groei. All along the way, we have opportunities to heal and grow, to live into our Christ potential, fully human and fully divine. As we travel towards union, our beloved God awaits us in the present moment, in each of the ordinary moments of our lives. Daai gewone tye in ons lewens, daai routine dinge, daai opstaan en werk toe gaan, en geïrriteerd raak, en kwaad raak, en opgewonde raak, en bly raak, daai saam met mense lewe. God is in elke een van daai oomblikke. So, dalk beleef ons spanning, dalk gaan 'n taai met ons. Dalk sê God vir ons, bou huise, bewoon dit, lê tuine aan, leef, en beheer net wat jy nou kan. Beheer jou verhouding saam met my. Of ons afsluit met pragtige sin van Hebreërs 1, vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Vriende, wat se stemme hoor ons? Watter profete speel 'n rol in ons lewens? Hier sê hierdie pragtige teks, die Seun is ons diepste werklikheid. Die Seun is hier. Die Seun stap saam met ons hierdie gewone pad en hy ontmoet ons in elke oomblik van ons gewone lewens. Die vraag is, leef ek so hinkerend na die toekoms? Of so in die goeie ou dae, dat ek nie hier is nie? Hoeveel keer het ons al so gehinker na die toekoms, dan mis ons wat nou gebeur en op 'n oomblik, op 'n dag, dan is dit te laat. Die Here nooi ons uit, leef nou, beheer wat jy kan, en vertrou dat ek saam met jou is. Here, ons hou glad nie van spanning nie. Ons sukkel. Maar U sê, is deel van die lewe, U sê, leef hier, en beheer net wat jy kan. Mag ons lewens so inrig, dat ons saam met U leef. En Here, dankie dat U vir ons kom ontmoet, en vir ons wag in elke gewone oomblik van ons lewens. Dankie dat U vir ons goed is. Amen. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees ontmoet jou. Amen. Ek het U lief, U genade bly my dra, Heer, en al my dae is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek oorleef, sal ek sing oor die goedheid van God. U sagte stem, deur die vuur lei my, die donker nag, naby my soos niemand anders. Ek ken U as 'n Vader, ek ken U as 'n vriend, en ek leef in die goedheid van God.
is U getrou, my lewe lang is U net so goed, met elke asem wat ek sal ek sing oor die goedheid van God. Die goedheid is altyd by my, is dag en nag by my. Die goedheid is altyd by my, is dag en nag by my. Heer my hart en siel, lê ek voor U neer, ek gee U alles Heer. Die goedheid is altyd by my, is dag en nag by my. Die goedheid is altyd by my, is dag en nag by my. Die goedheid is altyd by my, is dag en nag by my. Lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed, met elke asem wat ek het, sal ek sing oor die goedheid van God. Lewe lang is U getrou, my lewe lang is U net so goed, met elke asem wat ek het, sal ek sing oor die goedheid van God, sal ek sing oor die goedheid van God. Ek sal sing oor die goedheid van God.